Goeiemôre, baie hartlik welkom vandag. Vandag is ek weer 'n bietjie alleen en dit is vir my sommer net lekker. Ek sien uit daarna om met jou te gesels. Hartlik welkom by Koffie met die Koning. Ek hoop jy gaan dit baie geniet. My doel met Koffie met die Koning is om mense te bereik wat sukkel in sekere areas van hulle lewe. Ek is nie iemand wat hou van baie preek nie, maar ek wil sommer dinge oordra wat aktueel is, dingetjies waaroor mense vrae stel en nadink. So baie hartlik welkom hier vanoggend by Koffie met die Koning. Heel eerste wil ek vir die koning dankie sê dat hy hier teenwoordig is by ons tafel en ek hoop jy het jou koffietjie gereed om saam met my te sit en te luister na dit wat God nou vir jou lewe beplan en vir my lewe beplan. So, ek bid vir jou vanoggend, mag die seën van die Here ryklik op jou neerdal in elke opsig van jou lewe, mag jy aan niks tekort hê nie. Mag Vader vir jou vrymaak in die areas waar jy voel jy gebind is, en miskien jou kinders dalk gebind is, daar so baie dinge onder ons jeug wat ons wil graag aanspreek en ons hoop om mense te kan kry wat met ons praat oor hulle kinders, oor jeug en die dinge waarmee mense sukkel, werklik sukkel in hulle lewens. So ek wil jou sommer baie ryklik seën en net vir jou sê, jy is baie hartlik welkom hier vanoggend, so geniet die tyd saam met ons. Dis lekker hier so by Koffie met die Koning. Kry jou koffietjie reg, geniet saam met ons. Vader, ek seën hulle wat saam met my kyk vanoggend, wat saam met my deel is van hierdie program, want sonder jou kan ek hierdie program sommer net nie maak nie. Dit is vir my lekker as jy daarby is. Mag die Here jou ryklik seën. Ons bring alle lof aan ons hemelse Vader vir sy goedheid en vir sy guns, wat hy so mildelik oor ons lewens uitstort. Geniet dit. Die Here seën jou. Ek wil graag vanoggend praat oor, ek dink iets wat baie belangrik is. En ek wil praat oor iets wat ek glo ons besig is om uit te mis. God is nie stagnant nie. Die Vader is nie 'n stagnante God nie. Daar's altyd beweging. Daar's beweging voor die troon van God. Daar's engele. Daar's hulle wat die oudstes, wat hulle krone afhaal, hulle buig voor God, hulle gooi hulle krone op die grond en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, wat ons koning is. Dan is daar engele wat rondom die troon is, daar's beweging. Ons is nie stilstaande nie. Die kerk moet beweeg, en die kerk moet vorentoe beweeg. In baie opsigte lyk dit vir my die kerk is besig om dood te gaan. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Ek het die ander dag geluister na 'n pastoor wat gepraat het by 'n gemeente, en toe hoor ek hy sê, man, is die kerk dood? Is die kerk dood? Ons moet kyk, waar is die kerk, en is die kerk werklik besig om te beweeg? Dan is daar baie dinge wat gebeur, wat ek hoor mense oor praat, en dit is, dat baie mense verlaat die denominasies, die kerke wat ons deur die jare heen ken as sekere denominasies. Die mense verlaat die kerke links, regs, en nog net die ou mense bly sit. Nog net die ou mensies, hulle bly daar so, want hulle is maar getrou, en hulle bly daar. Maar hulle wil nie uitstap en sê, kom ons beweeg nie, kom ons soek die nuwe dinge wat God het om aan ons mee te deel. En die Vader het wonderlike nuwe dinge wat hy aan sy kerk wil meedeel. So ons moet ons uitreik. Luister mooi bietjie hierso na Johannes 2. Daarin sê Johannes, looked up and I saw a portal open in heaven, and I heard a voice that said, come up here, so that I can show you the things that must soon take place. So, daar is vanmôre 'n portal ook oop oor ons. 'n Portal is soos, as jy opkyk in die hemel, en jy sien maar die hemel is vol van die dik wolke, maar dan ewe skielik skuif dit oop, en dan sien jy die potblou, soos 'n groot kol. Dit wil sê, nou is die kommunikasie na die Vader toe heeltemal oop vir ons. Dis nou maklik om met God te kommunikeer. Soms voel dit ons vir jou, soos hulle sê in die Engelse taal,
It seems as if heaven is like brass. Jy kan maar bid en bid en bid, maar dit voel vir jou asof jou gebede nêrens heen gaan nie. En dan kom daar net 'n dag wanneer jy gaan sit en jy praat net met die Vader en ag, dis oop. Dit voel vir jou asof jy nooit weer wil stop nie, jy wil net praat, want dan is daar 'n portal wat oop gegaan het. Die hemel is oop. En God sê, okay, ek het vir jou ruimte gemaak, vertel my, wat is jou probleem? Nou, wanneer daai portal oopgaan, het die woord daar vir Johannes gesê, ek hoor 'n stem wat vir my sê, kom op hiernatoe, sodat ek jou kan wys wat gou moet gebeur. So dit beteken, God wil dinge aan ons openbaar, wat gou moet gebeur. En die hele wêreld is in 'n plek, waar hulle wil weet, waarna toe beweeg alles. Kom ons kyk net bietjie na die politieke situasie in die hele wêreld. Die wêreld is op die rand van 'n derde wêreldoorlog. Die wêreld is regtig op die randjie van oorlog. Dit is verskriklik as jy in die wêreld bietjie rondgaan. Ek weet daar's baie mense, hulle steur hulle nie daaraan nie, kinders van die Here. Hulle sê, ek het nie nodig om dit te kyk nie. Ek hoef niks van die nuus te weet nie. Hulle sê, lees maar net jou Bybel, dan sien jy die nuus, maar jy lees ook nie die Bybel nie, so jy weet ook nie wat in die wêreld aangaan nie. En ek dink ons moet geïnformeer wees. Ons moet weet wat aangaan. Ons moet weet wat op ons afkom. En die kind van God wat 'n verhouding met God die Vader het, hy sal voor die tyd ingelig wees. Want God wil jou voor die tyd inlig, waarvoor jy jouself moet voorberei in sy teenwoordigheid, sodat wanneer die storm kom, jy vir die storm gereed kan wees. Sodat jy kan weet, ek hoef nie te vrees nie, in die stormagtige tyd nie. Finansiële markte is besig om in duie te stort. Mense verarm by die dag en hulle weet nie hoe gaan hulle aan die einde van hulle maand deurkom na die volgende plek toe nie. Net so in baie huwelike is besig om net eenvoudig in duie te stort en mense weet nie watter rigting moet hulle ingaan nie. Daarom is dit wonderbaarlik as jy jou tyd met God kan deurbring en as die portal oop is om met God te kommunikeer, om dan te vra, wat wil jy vra van die Here? Wat is dit wat jy wil hê God vir jou moet antwoord? En iemand dink ek altyd wat voor die tyd geïnformeer is, daardie persoon is 'n sterk persoon. Jy moet weet wat op jou afkom. Die Here praat selfs uit sy woord, hy sê, kyk, in die laaste dae sal dit en dit en dit gebeur. Daarom is dit noodsaaklik dat jy moet weet wat in die laaste dae gaan gebeur. Verstaan u? Jy moet ook kyk, kom ons sê byvoorbeeld in Matteus 24, kyk wat gaan gebeur in die laaste dae. Jy moet lees in die boek van Openbaring om te kyk wat sê die woord in Openbaring, wat is die tekens van die tye en die tekens van die tye waarin ons leef. Maar as ek na die politieke wêreld kyk rondom my en ek kyk soms na die nuus en ek vind uit hulle voorspel dit en dit gaan gebeur, dan weet ek waarvoor kan ek bid vir my huis, op watter manier kan ek reeds vooruit gereed wees vir die storm wat op my pad gaan kom. En dit is baie beter as ek my koskaste kan volpak, omdat ek hoor, hulle sê daar gaan 'n groot tekort aan kos kom in die wêreld, want dit reën verskriklik baie, die oeste spoel weg, die boer kan nie sy landerye bewerk nie, dis te veel modder en wat alles te. So met ander woorde, as ek hierdie goeters weet, dan maak jy mos voorbereiding. Jy gaan lê mos kossies in, of jy berei dinge voor, of jy te diep vries, en jy pak dit daarin, en jy sê, as die dag kom, dan het ek ten minste vleisies, ek het darm ten minste 'n paar aardappels, ek het daarom geleer om 'n paar tomaties te kan plant, so maak voorbereiding vir die dinge wat moet kom, maar nou, dit is nou die vleeslike dinge waarvan ons praat, en so moet ek en jy ook gereed maak vir die geestelike dinge wat op ons pad kom. Die vyand is besig om rond te gaan soos 'n brullende leeu, op soek na die ene wat hy kan vernietig. My broer en suster, ek weet nie of julle kom ooit onder 'n aanslag van die vyand, en weet jy hoe om jouself in die posisie te kan verdedig? Is jy
Weet jy dat God kragtig vir jou sal deurkom wanneer jy hom aanroep in die dag van ons benoudheid? Weet jy dit? Maar goed, ek wil graag vir jou iets lees en dan wil ons 'n bietjie daar rondom praat. Die woordjie wat ek hierso lees sê, I am God of the new. God is altyd besig om nuwe dinge te dink. As jy in die oggend wakker word, vandag gebeur daar met my nuwe dinge. Gister is verby, vir ewig en altyd. Ek kan dit nooit weer omkeer nie. Nooit weer nie. Al sou ek vergifnis vra, al sou ek daaroor bid, of wat ook al, ek kan gister nie weer terugkeer nie. Maar, ek kan vandag begin met nuwe dinge in die Vader se teenwoordigheid. Hy bied vir my vandag weer vergifnis van sonde aan. Vandag kan ek na sy troon nader, met blydskap en met vrymoedigheid om vir hom te vra om my te help, in wat my situasie ook al mag wees. So, die opskrifie van hierdie woord is, I am God of the new. I'm God of the new, and when you see me moving forward, it's time for you to move on too. Dink 'n bietjie. Die Israeliete toe hulle in die woestyn was, en hulle daar gekampeer het in die tent of meeting, dan het God vir hulle gesê, hoorie, hier is 'n vuurkolom in die dag, of 'n wolkkolom in die dag, en 'n vuurkolom in die nag. So as julle hierdie vuurkolom sien beweeg, beweeg. Moenie sê nee, dis lekker hier nie. Beweeg. Ekskuus tog, dis tyd vir jou om te beweeg, maar jy moet so sensitief wees vir die beweging van die Heilige Gees. Jy moet oplet. Wat is besig om te gebeur in die wêreld? Is God besig om ons uit te beweeg, uit gevangenskap uit, in 'n nuwe lewe in? Is God besig om ons voor te berei? Want onthou net, ons pad is 'n opwaartse pad. As ek dit in Engels mag sê, ekskuus tog, dis 'n upward journey. So God is besig om ons opwaarts te beweeg, want ons is besig om na hom toe te gaan. So hy sê, when you see me moving forward, it's time for you to move on too. Old ways of doing things will not suffice. Dit sal nie meer werk om dinge op die ou manier te doen nie. Ons kan nie gedurig vasgevang wees in, maar dit was altyd so lekker. Ons het altyd hierdie koortjies gesing, al die ou koortjies. Ons bly daarin vasgevang. Eintlik as ek daaroor nadink, dan dink ek baie keer, maar daar's geen substansie in die woorde nie. Daar's nie gewig in die woorde nie, maar dan kry jy 'n nuwe lied wat iemand skrywe vir God. Hy spandeer tyd in die teenwoordigheid van die Allerheilige, en dan daar ontvang hy 'n woord, 'n nuwe lied, ekskuus tog, en hierdie lied kom uit die woord van God, en God laat hom hierdie woord sing, en jy voel asof jy in die hemel inbeweeg, deur daardie nuwe lied. Ons kan nie stil bly staan oor hoe wonderlik was dit 10 jaar gelede in die kerk nie. Die kerk van Jesus Christus staan nie stil op 'n stasie nie. Dis 'n trein wat beweeg. Dis 'n skip wat van hawe na hawe gaan met 'n boodskap. Dis 'n vliegtuig wat opstyg elke dag met 'n boodskap na ander lughawens, na ander lande, na ander kontinente. Die woord van God stagneer nooit. En jy moet dit nie toelaat om in jou lewe te stagneer nie. Daarvoor is dit vir my so wonderlik, toe ek hier begin lees het, toe weet ek, maar hierdie woord is vir my en vir my broer en my suster daar buitekant, want ek wil jou inspireer om wakker te word en te sê, Here, maar ek wil nie stagneer nie, en ek voel al lankal ek staan stil. Dit voel my net nie of ek vorentoe beweeg nie. Dis tyd om te beweeg, hoor. Dis regtig tyd om te beweeg. Hy sê the old ways of doing things will not suffice. They won't work in this new season. En dis die heilige waarheid wat ek nou hier lees. Die ou dinge gaan nie meer werk in hierdie nuwe seisoen nie. Die mense gaan so 1 vir 1, 2 vir 2 begin hulle pad gee, gaan soek hulle 'n nuwe kerk, 'n nuwe gemeente. En jy voel teleurgesteld, omdat
Nou, hoekom het hulle geloop? Hoekom is hulle nou by daai plek? Maar dis omdat hulle wil nie stagneer nie, hulle wil vorentoe beweeg, want hulle weet, iewerste is daar iemand wat in die waarheid wandel en wat wil vorentoe gaan en wat wil my help om ook vorentoe te beweeg en te groei, nuwe groei. Daar moet konstante nuwe groei wees. Vertel die Here nie vir ons iets dan daar in sy woord, as hy dan praat oor die wingerd. Hy sê, kyk, of oor die olyfboom self. Hy sê, is hierdie wingerd, as hy volgende jaar nou nie vrug dra nie, so hy kry kans, gee hom nog 'n jaar, en as hy dan nie vrug dra nie, dan moet hy uitgekap word. Of dan kom die meester, wat die tuinier is, en dan begin knip hy stukke af, sodat daar nuwe lote kan uitkom, sodat daar nuwe groei kan kom. Want andersins gaan alles net in mekaar sak, en ek sien dit by die gewone wingerdboere, hoe dat soms het hulle vrug gedra, en dan kom daar skielike dag, dan sê hulle, weet julle wat, ons moet al hierdie wingerdstompies uitkap. Dit kan net nie meer werk nie. Die vrug dra nie meer die smaak wat hy moet dra nie. Hy dra nie meer die gewig wat hy moet dra, wanneer die wyn daarvan vervaardig word nie. So met ander woorde, ons moet dit uitkap en ons moet nuwe stompies plant. So ons moet aanbeweeg. Ons kan nie bly stil staan by die ou stokke nie. So God is besig om sy kerk aan te spreek om te sê, dis tyd vir jou om vorentoe te beweeg, want daar's nuwe dinge wat ek vir jou wil openbaar. So, hy sê hierin dat die ou dinge gaan net eenvoudig nie meer werk nie. I am passing out fresh blueprints. There's a fresh new fragrance in the air. Step into this new territory. You've never been down this road before, but I have, says the Lord. I've gone before you, I mapped it all out, I have prepared the way for you, and I will walk beside you. And my plan for you is far more beautiful than your loftiest imagination. My voice will lead you forward into beautiful and more spacious horizons. Onthou julle Jabes se gebed. Jabes het 'n gebed gebid. Hy het nuwe grondgebied gesoek. Here, vergroot my grondgebied. Ek wil nie meer in hierdie klein grondgebied sit nie, vergroot my grondgebied, Here. En God het dit gedoen, God het dit vir hom gegee. Maar daar's ook altyd pyn wat saamgaan daarmee, want om in die nuwe dinge in te beweeg, moet jy die ou dinge los kan laat, moet jy dinge agter jou laat wat vir jou eens bekend was, en sommige kere verlang jy terug na die ou dinge. Maar kom ek en jy besluit vandag, ons maak 'n keuse, ons gaan nie die ou dinge meer aanhang nie, ons soek die nuwe dinge. Ons wil hê God moet vir ons deurkom op 'n wonderbaarlike manier. Hy gaan vir ons deurkom, en hy gaan vir ons na nuwe hoogtes lei in Christus Jesus. So hy sê, die planne wat hy vir jou het, jou gedagte het nog nie eers daaraan gedink nie. Jy het dit nog nie gehoor nie, en jy het dit ook nog nie kon eers imagine nie. Jy kon dit nie eers droom nie, van dit wat ek vir jou instoor het. Hy sê, my voice will lead you forward into beautiful and more spacious horizons. I have equipped you. I'm launching you into a greater realm of my glory to know and to be known by me. In knowing me, you will find your greatest peace and greatest hope to move forward. For in that place, you will encounter my heart and you will be kept safe. So ons soeke is altyd na God se hart vir ons. Want God soek jou en my altyd. Maar ek self moet ook begin soek na God se hart vir my. So, as ek in hom beweeg en sy hart vind, sê hy, I will keep you safe in that place. So don't be afraid to try new endeavors and to leave things that have run their full course.
For my holy anointing is moving from what once was to what is ready to be. Luister 'n bietjie hoe fantasties is hierdie woorde. Don't be afraid to try new endeavors and to leave the things that have run their full course. Daar's 'n seisoen vir elke ding op die aarde, sê die prediker. Daar's 'n tyd wanneer dit reën, daar's 'n tyd wat die wind waai, 'n tyd om te sneeu en 'n tyd om te groei en 'n tyd om stil te staan. Daar's verskillende seisoene in ons lewens, in ons geestelike wandel. Nou waar is jy in jou seisoen? Maar dink jy nie dis tyd om vir die Vader te sê, ag Here, lei my na hoër hoogtes in Christus. Vat my dieper in, Here. O Vader, openbaar U self op 'n manier aan my wat ek nog nooit U ontdek het nie. Ons kon die Here ontdek het in wonderlike maniere, op wonderlike paaie in die verlede, maar weet jy wat, ek self was in 'n stryd met myself, want vir 'n wonderlike hele klompie jare het ek in hierdie fantastiese pad gestap van vertroue na God, wonderwerke, lieflike dinge wat gebeur het, en dan skielik op 'n dag dan begin jy agterkom, maar weet jy wat, ek bid nog steeds oor hierdie dinge, want ek wil hê dit moet nou so gebeur, soos wat dit gister gebeur het, en dit kom net nie tevoorskyn nie, dit gebeur net nie. Wat beteken dit? Dit beteken, na 'n paar dae en maande en weke van so bid, kom 'n frustrasie in jou binneste op en jy dink, waar's God dan in hierdie plek? Hy maak nie met my kontak nie, ek kry nie kontak nie, ek roep en ek soek na hom, maar daai fyn ingesteldheid, daai lieflike geur wat ek altyd ervaar het, daai aanraking van sy liefde, ag as ek net sy naam noem, daar's so 'n mooi koortjie of liedjie wat sê, just the mention of your name. Daarin net die noem van sy naam het gemaak het my hare regop staan, maar ek het nie meer daai ervaring nie. Ek het nie meer daai ervaring nie, dit beteken, ek moet saam beweeg. Die cloud is besig om te skuif. The pillar of fire is busy moving. En ek moet saam beweeg, anders bly ek agter in die woestyn. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou vandag sê. Want ek wil hê, jy moet saam beweeg, jy moet nie agterbly nie. So ek lees vir jou uit 2 Korintiërs 5 vers 17. If anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order has vanished. Behold, everything is fresh and new. My broer en suster, ek hoop jy verstaan in 'n klein kort moment wat ek vandag vir jou probeer sê. Wat ek vir jou wil sê is, dis tyd om aan te beweeg. He's the God of new things. Dis tyd om die oue agter te laat. God toe te laat om nuwe dinge in jou lewe te doen. Jou na 'n hoër plek te bring in die Heilige Gees. Die Heilige Gees toe te laat om vir jou nuwe dinge te leer uit God se woord. Weet jy wat is die wonderlike ding? Partykeer as ek so lees in die Bybel, nê, dan sien ek, maar ek het mos hierdie woord gelees. En skielik lees ek dit weer en dan dink ek, my oë was nog nooit oop vir daai woord nie. Hier het nou iets in my binneste gebeur. Ek kan skielik begryp, dis die portal. Daar het 'n portal, 'n geestelike opening gekom, direkte kontak na die Vader, en die deposito van die nuwe word nou in my gees geplaas. Daar's 'n nuwe deposit. So wanneer jy my weer hoor praat, dan hoor jy maar, sjoe, dit wat jy nou sê, dit maak saak. Dit doen iets vir my. Dit laat my hare weer regop staan. Ek voel wonderlik. Waar het jy dit gelees? Ek het dit al gehoor, maar nooit verstaan nie. Daarom sê God, dis tyd vir die nuwe. Moenie bang wees om die oue te laat gaan nie. Moenie dink dat jy iets kosbaars
loslaat en laat wegraak nie. Nooit nie. Dis net God sê, ek het al vir jou soveel rykdom gegee, maar weet jy wat? Daar's soveel meer wat ek in jou wil deposito, wat jy nog nooit ervaar het nie. Kom ek en jy bid saam. Vader, vir hom, vir haar wat vandag saam kyk, ek bid dat ons saam 'n besluit kan neem vanoggend, om die Heilige Gees toe te laat, om nuwe dinge in ons vry te stel, nuwe dinge in ons wakker te maak, ons uit hierdie slaapgees uit te haal, want die kerk is besig om aan die slaap te raak, stadig maar seker, jy sien dit gebeur mos nie vinnig nie, dit vat sy tyd, en dan op 'n dag skielik besef jy, jong, weet jy, ek weet nie, ek ervaar niks nie, ek voel so dood soos nog iets, wat het dan gebeur? En dan sê die Here, weet jy wat, onthou jy toe die 4 kolom beweeg het, toe jy nie saamgekom nie, jy het agtergebly. So dis nou tyd vir jou, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Maak jou hart oop vir hom, roep hom aan in die dag van hierdie benoudheid waar jy miskien voel, o Here, ek het U so verskriklik nodig. Praat met my, ek luister. Begin soek hom op 'n nuwe manier, begin aanbid hom op 'n nuwe manier. Vra vir hom om 'n nuwe lied in jou hart te sit. Woorde wat sommer net van self spontaan uitvloei uit jou binneste. Woorde van aanbidding, dat jy self dink van, wow, ek het nog nooit so 'n liedjie eers vir Jesus gesing van tevore nie. En hoor hoe wonderlik klink dit, en dan wonder ek, hoe klink dit in sy ore? En dan sien ek hom glimlag oor jou. Hy glimlag oor jou, want hy is met jou so tevrede. Vader, ek seën hierdie broer en suster wat saam met my kyk vandag en wat luister. Ag, ek seën hulle net met wonderlike nuwe dinge, nuwe openbaringe in hulle hart. Vader, mag U ons as 'n kerk lei, sodat ons die bergtoppe kan bereik. In die naam van Jesus Christus. Mag dit met jou goed gaan. Ek en jy het weer lekker gekoffie met die koning. Ek hoop jy geniet jou dag verder. Die Here seën, en mag jy hierdie programmetjie sommer aanstuur vir iemand anders wat jy weet dat dalk ook sê, ek het so nodig om die Here te ervaar op 'n hele nuwe manier. En gaan drink gou nog 'n koppie koffie en geniet dit, koffie met die koning. Tot volgende keer. Die Here seën u.